Goeiemôre vriende, baie welkom hier in vanoggend se erediens. Die gebed van ons harte is dat u in hierdie oggend ook die teenwoordigheid van die Here sal ervaar, dat ons daarom elkeen ontvanklik sal wees vir die woord van die Here, dat ons sal sê, spreek Here, want u diensknegt en die diensmaagd luister. Met ander woorde, ek het 'n smagting om van die Here te hoor. So mag dit daarom u begeerte wees in hierdie oggend, en die Here beloof, hy sal vir u gee na wat u begeerte is. Vriende, vanoggend, terwyl ons nou dinge bietjie anders te doen vanoggend, het ek nou maar gedink ons gaan dit nou nog heeltemal anders te doen. Daar gaan nie nou 'n oorgangslied of so gesing word nie, maar ons gaan luister na 'n lied wat ons tema ook verwoord. Na die luister van hierdie lied gaan ek u nooi om saam met my te staan en dan gaan ons saam ons openingsgebed saam bid. So kom ons luister na die volgende lied. Ek wou die wonder van God se godheid beskryf in 'n lied. Waar begin 'n mens in alle erns om dit te beskryf? Toe sê God vir my, my kind, jy het nie genoeg asem nie. Dis die rede hoekom daar nog nooit die perfekte toewydingslied geskep is nie, want selfs al kon jy hom skryf, sou jy nooit genoeg asem hê om hom te kon sing nie. En al wat ek het, asemrowend is my koning. Van die eerste lig in die môre, sy genade slaan my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hart. Toe hy vir my tot die dood toe veg en my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek suid, trek ek oos by wes verby, sal sy liefde my daar kry. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. God se goedheid en sy guns oor my, dit agtervolg my dag en nag. God se grootheid en sy majesteit, laat my na my asem snak. En sy naam sal vir ewig staan, want dis die naam bo elke naam. Wie weet waar sou ek begin, as ek sy liefde wil besin, my asems net te min. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, nag vanaand. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Asemrowend is my koning, asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand.
Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Van die eerste lig in die môre, deur die donker nag vanaand. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Asemrowend is my koning. Baie, baie dankie. Ek wil u nooi om saam met te staan en gaan ons saam verenig in gebed. Here, terwyl ons vanoggend die voorreg het om hier saam te kan wees, Here, besef ons maar net opnuut dat ons is die werke van u hande. Here, ons is kunstig geweef in die skoot van ons moeder. En daarom, Here, besef ons die asemrowendheid daarvan. Here, dit wat u vir ons kom gee, dit wat u vir ons kom moontlik maak, terwyl ons nietige skepsel is. Here, dankie dat u dan so 'n begeerte het na ons lewe om in te werk. En daarom, Here, dankie dat ons in hierdie oggend hier saam kan wees, dat ons lewens kan oopstel, dat ons, Here, u kan vra, dat u sal inwerk in ons lewe, sodat ons lewe sal getuig van u asemrowendheid. Dankie, Here, dat u vir ons goed is. Dankie, Here, dat u ons seën. Dankie, Here, dat u voorsien in elke behoefte soos wat u beloof. Dankie, Here, dat ons u kan eer. Dankie, Here, dat u teenwoordig is in ons lewens. Dankie, Here, dat u dan so weet, selfs wat in die toekoms voorlê, dat u ons voorberei daarvoor. Dankie, Here, dat ons lewens in u hande kan gee. Dankie, Here, dat ons u kan vertrou vir elke uitdaging. Seën ons, Here. Open ons ore. Gee dat ons bewus sal wees van u inwerking, dat u sal spreek soos wat u beloof en dat ons sal luister. Here, ons slaan ons oë op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van u alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, vriende. Ek wil u dan nou nooi, vriende, om saam met te blaai na Psalm hoofstuk 103. Spurgeon, na wie verwys is as die prins van predikers, het verwys na verskillende psalms as besondere psalms. Hy het hulle beskryf as dan die pieke van die Alpe bergreeks, en onder andere verwys hulle dan na Psalm 103 as na die Mont Blanc van psalms. Mont Blanc is die hoogste piek van die Alpe reeks. So dit is vir ons 'n voorreg om dan saam Psalm 103 te kan lees. Loof die Here, die opskrif, die genadige en barmhartige God. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Here, die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sonde en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is die goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens, soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders. Vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here, al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here saam. Nou vriende, ons tema van die jaar en ons tema van vanoggend se erediens is asemrowend. En nie soseer asemrowend is my koning, alhoewel dit dan in hierdie gedeelte dan ook behandel word, van vers 6 tot 19 in die Psalm 103, fokus op die attribute van God. Die attribute, dit wat God is, genadig, barmhartig, geregtig, lankmoedig, groot van goedertierenheid, hy is die Vader, hy is ewig. Dit is alles wie God dan is en wat God beskryf. Maar, toepaslik nou in Psalm 103, wat God dan vir ons as mens deur sy attribute kom doen. En dit is vir my so 'n spieelbeeld van dit wat in Johannes staan van die ego eimi, die ek is uitsprake, waar God homself beskryf as ek is die lig. En dan hoe die Here se lig in ons harte laat skyn, sodat die Here ons kan lig maak, sodat ons die lig verder kan skyn. So met ander woorde, dit is 'n mooie beskrywende psalm vir my, van God se betrokkenheid in ons lewens. Die laaste gedeelte is weer 'n lofuiting, waar daar 'n oproep gemaak word, tot almal en alles, om die Here te kom loof. Nou die lied wat ons nou geluister het, is asemrowend is my koning. Maar, asemrowend is ek en jy, as die skepsels van die Here, waar die Here ons elkeen kunstig gemaak het, waar die Here met ons elkeen bemoeienis maak, waar die Here ons elkeen kom skaap het, sodat ons 'n doel kan hê, sodat ons 'n rol kan speel. Nou ongelukkig, mis ons so maklik die asemrowendheid. Voel dit vir ons net soos 'n dag na dag. Ons is amper aan die einde van Januarie. Die eerste maand van 2026 is amper alweer klaar. Dan is daar net nog 11 maande oor. Ek het nou nie getel nie, maar oor 'n paar dae is dit alweer Kersfees. Die jare gaan so vinnig verby. As ons dit nou net vir ons probeer bietjie meer prakties maak. As ons dink aan ons kinders. Net nou die dag is ons kinders gebore. Ons kan nog terugdink hoe hulle was toe hulle klein was. Nou sit van die kinders langer as wat ons is, groter as wat ons is, uit die huis uit, hulle eie gesinne. Ons is miskien al klaar oupas en oumas, en nou die dag was ons kinders nog in doeke gewees. Dis so vinnig tyd verbygaan. En daarom moet ons klem lê. Dit moet vir my en jou belangrik wees, om hierdie besef te hê van wie God is, watter rol hy in my lewe kom speel, maar vanoggend, wat is my verantwoordelikheid? Hoe kan ek die Here se asemrowendheid beantwoord? Hoe kan ek die Here loof? Jy weet, die woord sê van die Here sê vir ons, dat ek moet die Here loof, al is daar uitdagings, al is daar stryd in my lewe, kan ek die Here nog steeds loof? Want die Here weet van alles.
En daarom juis moet ek die Here vertrou, moet ek staat maak op die Here vir elke uitkoms in my lewe. Die Here sê nêrens, ons moet alleen die stryd gaan voer nie. Die Here sê nêrens, hy laat ons alleen en ons moet maar self hierdie lewe oorleef nie. Die Here wil ons in staat stel, as kind van God, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Daarom moet ek die sê en dit getuig en dit beleef in my eie lewe, dat die Here vir my asemrowend is. Nou ek wil nie hê jy moet die hande opsteek nie. Maar voel my lewe of dit asemrowend is. Voel dit vir my of ek die lewe leef wat my droomlewe is. En dan moet ons nou maar onsself die antwoord gee. En ek weet nie, die meeste van ons sê nee. Nee, ek was nou reg by die see. Ek wil eerder by die see gewees het. Dit was baie lekker, ek was op vakansie. Dis nie prakties hoe dit werk nie. Ek het verpligtinge, ek het 'n werk, daar's dinge wat ons moet doen. So, ek praat nie nou daarvan nie. Ek praat nie van ek wil niks doen en ek wil net by die see sit en op pensioen wees nie. Ek sê nou nie pensionaars doen en niks nie. Maar waarmee hulle ook al besig hou. Maar hoe kan ek die Here beleef in my lewe? Hoe kan ek opgewonde wees oor die lewe wat ek leef? Want die lewe wat jy leef is 'n produk van die besluite wat jy gemaak het. Dit is nie, ja, maar daai een en daai een en daai een nie. En ek wil nie nou praat oor die persoon langs jou nie. Ek praat met jou as individu. Want al het ek my geliefdes hoe lief, is nie verantwoordelik vir hulle besluite nie. Ek is verantwoordelik net vir hoe ek besluit, hoe ek reageer op omstandighede. So vanoggend, hoe ervaar ek die Here in my verhouding met my Skepper? Ons gaan fokus eers net op ons as mens. Is die Here vir my asemrowend? Loof my lewe die Here. En Dawid het vir my dit baie mooi uiteengesit in hierdie gedeelte van die swaar wat hy beleef en die wonderlikheid van die skrif is loof die Here. Maar dan noem ons sonde. Ons noem die uitdagings. Dawid is bewus van sy sonde in hierdie Psalm. Dawid sê, Here, ek is stof voor U. Al is ek U maaksel, al ervaar ek U in 'n asemrowende verhouding, al loof ek U elke dag, Here, ek is stof, Here, ek het sonde. Dawid ken hierdie lewe. Hy ken die verlies van geliefdes. Hy ken die teleurstelling van verwerping van ander mense. Hy beskryf al hierdie menslike elemente wat ek en jy ervaar in hierdie lewe. En nog steeds, dan vind hy 'n manier in sy lewe om die Here te loof, ten spyte van wat ook al verkeerd is. Ek wil aan stil staan by my persoonlike ervaring. Die rede vir dat ek kan sê, loof die Here, o my siel. Daar is net 3 gedagtes wat ek wou by stil staan. En terwyl ons as mens, gees, siel en liggaam is, gaan ons vanoggend stil staan uit hierdie gedeelte uit, by ons gees, by ons siel en by ons liggaam, sodat ek die Here volkome deur my hele wese kan eer. Die eerste dan, loof die Here vir wat hy vir my gees doen. Nou baie interessant, my gees is dood met geboorte. My gees is nie lewend nie. My gees moet lewend gemaak word. Johannes 3 vers 3, die baie bekende gesprek wat die Here gehad het met Nikodemus, en wat die Here hom antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. My geboortedag is my verjaarsdag.
Dit is waar ek my eerste asem teëgegee het. Dit is waar ek begin leef het, waar ander mense my ontmoet het en waar my hele verjaarsdag voortbestaan, solank as wat ek lewe, dan begin het. So met ander woorde, voor dan het ek nog nie 'n ervaring gehad van hierdie lewe nie. Nou sê die Here vir my, dat voor die dag wat ek geestelik weergebore is my gees dood gewees. David kom bid, 'n sondaarsgebed, in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En daarom vir my hierdie asemrowende oomblik, want dit is die Here, vers 3 van ons geleesde gedeelte, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat jou lewe verlos van die verderf, sê vers 4. Wat al jou ongeregtigheid vergewe. Nou, in die voorbereiding het ek nou probeer dink, hoe kan ons hierdie vir onsself prakties voorstel, dat ek en jy dit kan verstaan. Ek hoor, ek is verlore gebore. Maar ons het so baie redes, so baie verskonings, so baie redenasies oor dit wat ons verkeerd doen. Een voorbeeld, is jou lewe asemrowend? Loof my lewe die naam van die Here. En ek bedoel nie nou, ek loop heeldag en sing halleluja liedere nie. Maar die ingesteldheid van my lewe, is my lewe ingestel om die regte besluite te maak vir die Here, nie vir myself nie. Psalm 103, want ek is stof. Die Here sê vir ons in sy woord, bedrieglik is die hart bo alle dinge. So, my hart gaan myself bedrieg. Ek kan nie staat maak op my eie hart nie, want my eie hart is selfsugtig. My eie hart gaan soek wat my eie vlees kan bevredig. So, dit gaan vir my oor 'n stryd in my lewe, 'n besef wat daar moet kom. David, Psalm 51, die profeet Nathan kom na hom, nadat hy by Batseba ingegaan het, ongeveer 2 jaar daarna, wat David met hierdie sonde in sy lewe loop. Nou, die Ou Testamentiese tyd, en daaroor kan ons ook praat met die tweede geleentheid vanoggend. Die Ou Testamentiese tyd was die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Die uitstorting van die Heilige Gees het in Handelinge 2 eers plaasgevind. So met ander woorde, hulle was nie verseël deur die Heilige Gees soos wat ons verseël is nie. Ou Testamentiese tyd, as hulle sonde gedoen het, was hulle weer verlore. David is verlore. Sy gees het weer gesterf in hom. Na sy sonde met Batseba. En dit gaan nie net oor hy na 'n vrou gekyk nie, dit is sonde, want dit was 'n ander man se vrou. Maar dit gaan verder as dit. Hy roep haar, en toe word sy swanger. Toe maak hy haar man dood. Sonde op sonde op sonde, renasie, regverdiging op regverdigmaking, wat hy homself kom meedeel het. Nathan kom na hom, en hy vertel hom 'n verhaal, van hierdie reisiger wat op pad is. En hy kom by hierdie ryk man aan. En die ryk man wil iets vir hierdie reisiger voorberei. Maar hy gaan nie een van sy baie vee nou vir hierdie man slag nie. En hy gaan en hy vat 'n arme man sy enigste lammetjie en hy slag die vir die reisiger wat in sy huis gekom het. En Dawid was op die plek kwaad gewees oor hoe kan hy hierdie sonde aan daardie man doen? En hy sê sekerlik moet daardie man sterwe. En Nathan sê vir Dawid, jy is die man. Jy is die man wat hierdie sonde gedoen het. En Dawid besef die verkeerd wat hy gedoen het. En hy skryf Psalm 51. En hy kom bely sy sonde voor die Here. Toe hy dit in 'n voorbeeld kry van iemand anderste, toe besef ek, dis eintlik ek gewees. Ons kan sonde probeer regverdig soos wat ons wil. Maar kom ek verduidelik dit. Jy doen sonde, en jy regverdig jou sonde, omdat jy nie weergebore is nie. Daar is nie 'n plek in jou hart
waar hierdie woord kan weerklank vind nie. Ek moet my sonde besef. En ek gaan nie sondes kom uitsonder en sê, hierdie en hierdie en hierdie is sonde nie. Hoor wat die Here vir jou sê. Wat is dit wat maak dat jy die Here nie kan beleef in hierdie verhouding nie? Dawid se gebed. Psalm 51. Ek gaan lees van vers 3. Wees my genadig. Hy besef, Here, ek het verkeerd gedoen. En nou vra hy vir die Here, Here, wees my genadig. Genade is onverdiende guns. Here, ek verstaan, ek verdien dit nie. Maar Here, ek vra dat U dit vir my sal gee, o God, na U goedertierenheid. Nou sê hy, delg my oortredinge uit, na die grootheid van U barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd hier voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. So met ander woorde, ek gee nie om of die samelewing dit ervaar nie. Ek loop gister in Maika in. In die deur staan een van Maika se werkers en daar staan 'n ouerige dame. Maar sy staan en vloek en skel daai man. En ek loop en ek sê, Tannie, sal jy asseblief ophou vloek? Sy begin op my skree. Jy weet nie wat het hier gebeur nie. Ek sê, Tannie, ek gee nie om wat gebeur het nie. Jy kan nie so praat nie. Ek regverdig my. Want wat het ook al gebeur het, nou het ek die reg om wat ook al te doen. Sonde. Nie 'n kind van God nie. Maar jy kan nie dit vir daai persoon gaan sê nie. Want wie is jy? Vandag se mense het hulle maniere ergens verloor. Want ek kan maak net wat ek wil. Ek kan praat hoe ek wil. Het jy al gehoor hoe praat 'n klomp ouers by die skole? Terwyl ek nou vir die voorreg het om deel te wees van skole, sport en alles. Geen wonder, die kinders is so produk van so 'n samelewing nie. Want hoekom moet ons kerk toe gaan? Kerk sien ons so nou en dan. Dis genoeg. Ons gee ons geld so nou en dan vir die kerk. Hulle mis die hele konsep van kerk toe gaan. Ek is hier, Here, leer my uit U woord uit. Vorm my, U die pottebakker, ek die klei. Ek is hier en U moet dankbaar wees ek is hier. Is ons as mense opinie. Dis so ver van die waarheid af. En dis ongelukkig, is dit baie van hierdie groot kerke. Want solank jy net kerk toe kom, is jy reg. Dan hoef jy nie bekommerd te wees nie. En hulle sal nie vir jou sê, wat is sonde nie. Want net toe kom jy nie weer nie. So ons praat eerder nie oor sonde nie. Ons praat eerder hoe goed jy is. Hoor mooi wat ek sê. Dawid besef, sonder God is hy niks. En God is 'n jaloerse God. God kom deel my nie met my sonde nie. God soek nie net 'n aandeel in my nie. God soek nie net 'n gedeeltetjie van my lewe nie. God wil my alles hê. God wil my lewe hê. God wil hê ek moet hierdie lewe voluit leef. Ek moet dit geniet om elke dag op te staan. Ek moet gee dat my lewe elke dag 'n loflied tot eer van die Here is. Kom ons definieer sonde op 'n ander manier. Wat ook al jy doen, sê wat ook al, kan jy daardeur die Here loof? En wees nou baie versigtig om te antwoord. In die Bybel beskryf hy baie keer gevalle van mense wat dood neergeval het.
as hulle God versoek het. Ek wil nie voor God gaan staan en sê, dit wat ek doen is, ek wil U daarmee loof nie. Dit wat ek doen met my lewe, loof dit die Here. En nou vra ek 24 uur van 'n dag. Alles wat jy doen, loof dit die Here. As dit die Here nie loof nie, dan is dit sonde. Dan wil die Here dit veroordeel. Die Here is regverdig. Dit beteken hy moet sonde straf. Ek het hier lank terug vertel van iemand wat gevra het, ek moet vir hulle kom bid. En toe ek by die vrou aankom, toe het sy redelike gevorderde longkanker gehad. En ek gaan nou ongelukkig een sonde noem hier, in hierdie voorbeeld. Maar daar staan 'n asbakkie vol stompies, en die rook hang in die kamertjie waar sy is. En ek vra vir haar, is jy bereid om, ek meen, dis dit wat die kanker veroorsaak het. Wat gaan ons hiermee doen? Sy vra vir my, wat dink jy moet ek doen? Ek is siek, ek lê en kyk na die ceiling heeldag. Wat moet ek doen heeldag? Ek lê nou maar in rook. Toe sê ek vir, ek is nie eens bereid om vir jou te bid nie. Ek gaan nie deelneem aan haar sonde nie. Sy wil gesond wees, maar ek wil nie die sonde los nie. Ek wil hê die Here moet ingryp in my lewe. Ek wil hê die Here moet vir my doen wat ek hom vra. Maar ek het nie 'n verantwoordelikheid nie. Ek hoef niks te doen nie. Ek wil nou vir u sê, in die winter, as u sonder 'n warm baadjie loop, sonder hemp loop, gaan jy siek word. Ons is blootgestel aan natuurwette. Ek kan nie op 'n gebou klim en afspring en dink ek gaan nie myself my been breek of te pletter val nie. Daar's logika in hierdie lewe. Die Here se vergifnis, hoor nou wat getuig Dawid van, wat hy self ervaar het. Vers 12. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Die ooste en die weste het nie einde nie. Hy verwyder dit van ons af. Wat is my sonde? Wat is dit wat tussen my en God staan? Die Here vra, ek moet dit bely en laat staan. Die Here vra, ek moet weergebore word. My gees moet lewend wees en lewend in 'n verhouding met hom. Moet ek hom kom eer met my lewe. Die tweede gedagte, loof die Here vir wat hy vir my siel kom doen. Die Here raak my uiteinde aan, my toekoms aan, my uitkyk op die lewe aan. En nou het hierdie nuwe uitsien van hierdie lewe 'n gevolg in my innerlike. In my innerlike ervaar ek rus, ervaar ek vrede, ervaar ek 'n opgewondenheid, ervaar ek 'n borreling in my hart om die Here te wil loof en prys. So met ander woorde, dit wat die Here kom verander het in my gees, het 'n uitwerking in my siel, my persoonlikheid. Dit wat ander mense van my hoor en sien, van hoe ek optree, hoe ek reageer. Nou ongelukkig wil ons baie kere net hierdie dinge kom regmaak, sonder om die oorsaak daarvan te kom regmaak. Dis amper soos 'n sweer wat daar is, en ek plak net 'n pleister, en omdat ek die sweer nou nie mooi kan sien nie, nou verbeel ek myself, dit is nie meer daar nie. Die siekte moet eers hanteer word, sodat dit gesond kan word. My siel sal verdorwe bly, as my gees nie weergebore word nie. Vers 5 van Psalm 103. Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend.
Hy gee vir ons versadiging. Psalm 23 vers 5, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. So met ander woorde, dit wat ek nou voor die Here kom vra, en ons wil so graag van die Here kom vra, so graag die Here kom vertrou vir ons lewens. Nou het ek 'n verhouding met die Here, omdat ek kind van God is, omdat my gees nuut is. Nou het ek 'n verhouding met die Here. En nou beloof die Here, hy sal my versadig. Hy sal my vrede kom gee. Ons lewe nog steeds in 'n gebroke wêreld. Ons lewe nog steeds in 'n tyd wat baie uitdagings het. Maar nou lewe ek met versadiging. 2 Timoteus 3 vers 17, volkome toegerus vir elke goeie werk wat die Here oor my pad bring. So met ander woorde, daar's nou 'n toerusting wat nie tekort is nie, wat genoegsaam is, wat my versadig. Hy gee vir my die goeie. Jesaja 55 vers 2. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat julle nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Baie kere span ons die wa voor die perde. My gees is gesond. My gesonde gees het 'n uitwerking op my siel. En my jeug word weer nuut soos die van 'n arend. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Maar waar die Here vir my hierdie vrede, hierdie instaatstelling gee in my lewe, waar ek volkome kan leef. Verstaan jy nou hoekom Dawid sê asemrowend? Is dit wat die Here vir my gedoen het? Die instaatstelling, die bemoeienis wat die Here met my gemaak het. 'n groot almagtige God, skepper van die hemel en die aarde. Laat dit so wees en dit was so. Met die spreek van 'n woord het hy geskep. En nou is ek 'n nietige mens hier op aarde, en God het my individueel lief. God smag om met my 'n verhouding te hê. God smag dat ek op hom moet staat maak. So nou word ek kind van God. Ek word weergebore. Hy verander my siel. En my siel leef in vrede, in versadiging, in die vettigheid wat die Here vir ons gee. Hoor u, daar's nie gebreke nie. Daar is nie om vir my te gee nie. Die laaste gedagte. Loof die Here vir wat hy vir my liggaam doen. My liggaam, die vlees, dit wat die wêreld sien as hulle na my kyk. My liggaam is dit wat krag verloor soos wat die ouderdom aangaan. My liggaam is dit wat onderworpe is aan die natuurwette. My liggaam is dit wat blootgestel is aan siektes en aan al hierdie uitdagings wat ons beleef. Ek het my liggaam nodig om te leef. Solank as wat my liggaam leef, funksioneer, aangaan, hartklop en alles, kan ek leef. Die dag wat my liggaam nie meer leef nie, leef ek nie meer op hierdie aarde nie. Dis die realiteite. Nou loof ons die Here vir ons liggame. Nou dis partykeer 'n bietjie uitdaging, veral as ons nou ouer word, wat jy opstaan uit die bed uit en dan voel jy eers, werk al die parte nog, is alles nog daar, wil alles funksioneer, wat 'n been het ek intussen doodgelê, sodat ek as ek opstaan dat ek net aan iets kan vashou. Dit is die realiteite van hierdie lewe, van waardeur ons gaan met die liggame wat bietjie verswak. Maar Psalm 103 sê, wat al jou krankhede genees. Jesaja 53 vers 3 tot 5, die goue lydingslied, 'n profesie van die Here Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Hulle sê daar, hy was verag
en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbystel. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wat al jou krankhede genees. Een probleem wat ons nou miskien mag ervaar, is maar Here, hoekom word ons dan nou siek? Here, al loof en prys ek U, hoekom word ek nog steeds siek? Hoekom sterf geliefdes? My fokus moet net bietjie verander. Hierdie lewe is tydelik. En ek sê dit nog steeds. Ek is dankbaar dat ons nie die lewensdae weet nie. Dat ek weet nie hoe oud ek gaan word nie. Dat ek nie kan besluit, Here, ek wil eendag so oud wees en dan het ek my lewe voluit geleef nie. Ek het gedink 50 is baie oud en nou is ek al verby 50. Nou het ons kleinkinders om te ervaar en om te geniet, wat weer 'n nuwe fase van jou lewe is. So watter ouderdom dink ons is nou die afsnyplek? Ek wil U waarborg. Vir U vriende en die familie, die wat U lief het, is geen ouderdom 'n afsnytyd nie. Geen liggaamlike toestand 'n afsnyplek nie. Die feit is, as die liggaam sterf, is daar die geliefde nie meer daar nie. Nie meer daar om selfs net langs 'n siekbed te kan sit nie. Maar Here, wat al jou krankhede genees, die belofte wat die Here vir ons gee, is in sy opstanding. Romeine 8 vers 11 sê, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Die wonderlike belofte. Hierdie lewe het uitdagings. Hierdie lewe het siektes. Die enigste rede oor hoekom ek in hierdie lewe vir die Here kan vra om my liggaam aan te raak en om my te genees, is om hom te eer. Partykeer laat die Here 'n siekte oor ons toe. 'n Siekte wat ons dood tot gevolg het, en daarvan is daar voorbeelde in die woord van die Here ook. Maar as kind van God, genees hy my volkome, die oomblik wat ek sterf, staan ek sonder siekte op voor hom in die hemel, in sy heerlikheid. Dit is die waarborg wat die Here vir ons gee. So ons kan vra, terwyl ons hier op aarde is, en ons bid daarvoor. Selfs die ouderlinge kan ingeroep word om te salf en te bid vir die genesing. Dis 'n opdrag wat Jakobus vir ons gee. So met ander woorde, dit is iets wat die Here ons vra, ons moet in deelneem. Maar dis nie 'n onvoorwaardelike belofte wat die Here vir ons gee, dat elke siekte gaan genees word nie. Hoe anders te gaan ons hemel toe gaan? Die enigste manier hoe ek in die hemel kom, is as hierdie liggaam sterf. So die sterf is nie vir my die fokus nie. Vir my die fokus is waartoe gaan ek, sonder siekte. En dit is in die hemel. Die Here se belofte is dat ek hom kan loof en prys deur my liggaam ook. So as daar 'n uitdaging in my liggaam is, wat my neerdruk, wat my verhoed om te kan loof en prys, kan ek, sê die Here, vra hy my, moet ek hom vertrou, sodat hy my kan aanraak, sodat ek hom kan loof deur dit wat hy vir my gedoen het. Maar wat is vir my die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste? Die klem val vir my op, die Here moet my genees van my siekte? Of val die klem vir my op, ek wil hê my gees moet gesond wees. Ek wil hê my gees moet lewend voor God wees. En ek wil hê my siel en my liggaam moet getuig daarvan, vir die wêreld om te sien en te hoor.
Dis waarmee Dawid begin het. Dis my en jou beginplek. Sodat ons die Here kan eer. Met ons hele lewe. My gebed is dat jy die Here asemrowend sal ervaar. Dat jy die Here se teenwoordigheid op 'n manier sal ervaar wat vir jou onbeskryflik is. In die omstandighede wat jy ervaar. Maar dat ons daarom die Here so sal vertrou. En dit is my altyd interessant om hier voor te staan. En ek sien die verskillende families. En ek weet van baie, ek ken nie alles nie. Maar ek weet van die uitdagings wat ons elkeen beleef. En wat ons die Here dan kan vertrou. Here, ek wil in hierdie verhouding met U staan. Dit is my begeerte. Dat ek wil getuig. Here, my asem is te kort. Here, my woorde ontbreek my om U te kan loof. Daarom, Here, gee dat my hele wese daarvan sal getuig. My hele gesin daarvan sal weet. Dat ek leef 'n lewe om die Here te loof. En dis waaroor my lewe gaan. My lewe gaan nie oor tydelike dinge. En hoe kan ek al hierdie tydelike probleme regmaak nie? Soek eers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. 'n belofte wat die Here vir ons gee. So om die Here as asemrowend te kan ervaar, vra die Here van my alles. Here, ek is bietjie onseker of 'n kind van God is. Ek wil U nooi na die tweede geleentheid, want dan gaan ons verder daaroor praat. Maar al wat ek moet doen is ek moet kind van God word. Here, ek wil U kind wees. Ek hoor, Here, U klop aan die deur. Openbaring 3 vers 20. En die Here se belofte is, as jy my stem hoor, as jy hierdie onsekerheid ervaar, en jy maak die deur oop, en jy sê, Here, kom in, dan sal ek ingaan, en saam met jou maaltyd hou, en jy met my. Dan sal jy kind van God word. Dis die eenvoudige belofte, wat die Here vir ons gee. Niks moeiliks nie, niks ingewikkelds nie. 'n besluit wat ek neem, ek wil die Here dien. En dan het dit gevolge in my lewe. Dit spoel oor in my siel en in my liggaam, waar ek die Here vertrou vir elke dag. Mag die Here vir jou asemrowend wees. Amen. Here, terwyl ons U woord met mekaar deel, Here, dan besef ons hoe kort ons tonge is. Here, om na reg, Here, U te kan loof en prys. En daarom, Here, hierdie lewe wat ons leef, wil ons vir U gee as 'n offer. 'n Offer, Here, wat aan U welbehaaglik is. Here, ek wil vra, dat U elkeen van ons, sonder uitsondering, Here, sal wys, waar is daar plekke in ons lewe, wat U nie loof nie, wat nie tot verheerliking van U is nie, wat nie 'n asemrowende oomblik voor U is nie. Here, help ons. Here, partykeer het ons so 'n uitdaging met hierdie lewe, het die lewe so 'n houvas op ons. Ons wil bid en vra, Here, dat U ons sal bevry, dat U ons sal help, Here, dat U ons genadig sal wees, dat U dan hierdie oortredinge van ons sal uitdelg, na die grootheid, Here, van U barmhartigheid. Wees my arme sondaar genadig, Here, is die gebed wat ons kom bid. Help ons, Here, genees ons. Gee dat my siel, my liggaam, U sal eer. Laat my lewe U sal loof. Ons loof en ons prys U naam alleen. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.